Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. En ons eer die Here vir dit wat hy in ons elkeen se lewe ook tot dusver so kom doen het dan. Nou liewe vriende, na Rigters is daar daarom 'n wonderlike, mooi boek, 'n mooi verhaal wat volg. En dit is nou die boek Rut. En hierdie foto dink ek pas so 'n bietjie daarby. Ek wil nou nie die voeltjies name gee nie, maar hulle mag dalk Rut en Boas wees. Nou ja, mag dit ook so wees dat ons altyd die wonderlikheid van die Here Jesus kan reflekteer, soos wat Rut dit ook gedoen het, en sy 'n voorbeeld is daarvan, en Boas ook, die wonderlikheid van die Here Jesus reflekteer, en mag ons daaruit leer dan ook. 'n wonderlike boek, net 4 hoofstukke, en 'n mens lees so vinnig daardeur, en die verhaal gryp 'n mens sekerlik in die hart aan. Nou liewe vriende, wat is dit wat ons vanoggend so 'n bietjie met u wil deel? Wel, die outeur of die skrywer word daar gereken dat dit dalk Samuel is, wat hierdie boek geskryf het. Dit is in die tydperk van die Rigters wat hierdie verhaal plaasgevind het dan ook. Jy sal dit daar in die eerste vers sommer sien dan ook. En dit mag dalk nogal in die Nuwe Testament sou ons dalk na die verlore seun gekyk het, as ons dalk 'n ekwivalent wil kry vir hierdie verhaal dan ook so, oor hoe 'n familie weggetrek het, en ook na 'n vreemde land, en daar in die wildvreemde gaan bly het, tot oneer van die Here, buite die wil van die Here, en die skade wat daar hulle plaasgevind het, en hoe van hulle dan teruggekeer het, Naomi dan, het teruggekeer, en ons dank die Here, dat ons ook daaruit mag sien. Miskien is daar vandag iemand hier, 'n verlore seun, of mag ons sê verlore dogter, of 'n verlore vrou, wat moet terugkeer, na die plek waar God vir u wil hê, daar waar u die seëning van die Here kan verkry, en mag die Here vir u ook so op daardie plek bring dan. Nou liewe vriende, Boas het as losser opgetree, en soos die Here Jesus ook vir ons die losser, die een wat vir ons sekerlik die prys kom betaal het, sodat ons vrygekoop kan word. Ons sal later bietjie meer daaroor ook sê. Maar die boek Rut handel nogal grotendeels daaroor, oor die goeie gevolg as u kies om die Here te dien. Ons leer hieruit, enige iemand kan 'n keuse maak om die Here te dien. Selfs 'n Moabitiese afgodsmeisie of vrou kon gekies het om die Here te dien, en sy het die Here met haar hele lewe gedien. Die goeie gevolg vir hulle wat kies om die Here te dien, is 'n baie duidelike boodskap in hierdie boek, veral as ons kyk na dit alles wat tot Rut gekom het, en hoe die Here vir haar ook ontmoet en geseën en voorsien het, in elke opsig dan ook so. So in die eerste hoofstuk leer ons van hierdie saak, en ek wil net hierdie 2 vanoggend noem. En die eerste 2 sake wat ons leer, liewe vriende, is, dit is baie belangrik om binne die wil van die Here te bly. In Rut 1 vers 1 lees ons, en in die dae toe die Rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek en as vreemdeling te vertoef in die velde van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. En liewe vriende, hulle het gekies om dit te doen, hulle het buite die wil van die Here beweeg, oor dit swaar en moeilik begin raak het, maar hulle het 'n baie, baie duur prys betaal. Die man is dood en sy 2 seuns het gesterf in Moab, in hierdie afgodsland, buite die wil van die Here, daar het hulle gesterwe. Hulle was op 'n plek waar hulle nie moes gewees het nie. So was dit dan, dat Naomi kon terugkeer. Daar was wel 2 skoondogters betrokke, en een van hulle het binne die wil van die Here ook so gebly. Ek wil eerstens vanoggend vir u dit vra, is u seker dat u binne die wil van die Here is? Ag, moenie laat moeilike omstandighede maak, dat u buite die wil van die Here beweeg nie. Dis so belangrik, kind van die Here, veral vir u, om binne die wil van die Here te bly. Ons moet onthou, daar is 'n stryd om te stry, maar die liedjie gaan verder aan, wanneer hy sê, maar as ook oorwinning te verkry. En mag ons dit sekerlik so getrou bly, en maar vir die Here sê, Here, hou ons trou, Here Jesus, hou ons trou, dat ons die goeie stryd kan stry, en dat daar oorwinning te verkry is dan ook. Bly binne die wil van die Here, kind van die Here. Moenie dat die duiwel deur moeilike omstandighede u wegdryf nie. Die tweede, liewe vriende, is, wat ons hieruit sien, is die invloed van 'n voorbeeld. In hierdie geval nogal die skoonma, wat so 'n invloed op die 2 skoondogters gehad het,
dat toe sy gesê het, sy gaan terug na haar land toe, toe het hulle gesê in Rit 1 vers 10, en aan haar gesê, nee, ons wil saam met u teruggaan na u volk. En hulle wou, het is hulle keuse gewees, hulle wou teruggaan. Kan ek vir u vra, kind van die Here, hoe geweldig is u invloed? Hoe sien ander hoe u die Here dien? Beïnvloed dit hulle om ook te sê, maar ons wil ook die Here so dien. Ons wil ook dieselfde Here ken. Ons wil ook in daai verhouding wees met die Here as wat jy is. En mag dit sekerlik vir ons in hierdie boek uitstaan en tot aanspoor om so 'n voorbeeld te wees. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die liefde en die genade en die goedheid, dankie vir die wonderlike getrouheid en dat ons weet dat u voorsien. Help ons en leer ons, Here, om hierdie wonderlike waarhede in ons lewe toe te pas. Amen.